Wat is dit? Het enige iemand 'n idee wat dit is? Boomgom. Okay, nog 'n raaiskoot. Stokhou popcorn. 'n stokhou popcorn, ja. Okay, laaste kans. Enige iemand? Nee, dis ook die heuningkoeke nie. Daar is verskriklik baie weergawes oor wat is dit? Nou die vertaling vir wat is dit sal net dadelik vir julle sê is manna. So hierdie is die moderne verduideliking van wat manna is. So ek het nou die mooiste weergawe hier gevat, want ek wil julle nie vertel van die wat is secretion in Afrikaans? Ja, die afskeidingsteorie wat hulle het van manna nie. So hierdie gogga. Die kokon van die Larinus maculatus. Nou hulle sê hierdie kokonnetjies het in daai tyd, toe hulle hierdie ding optel in 'n proe, dis presies die verduideliking wat Exodus vir ons gee oor hoe dit proe. En dit kom in daai area voor. So wetenskaplikes sê, hulle verduidelik dat die Larinus maculatus, wat hulle sê, is eintlik die manna wat God vir die Israeliete in die woestyn gegee het. So, en dit is hoe die goggaatjie lyk. Daar is ander verduidelikings, soos ek sê, waar hulle ook hierdie soet goedjies wat hulle op blare kry, wat nou die uitskynsel van klein insekkies is, wat hulle wat baie soet is, wat hulle sê ook so kan wees. Maar ek sê vir julle dat die wetenskap vir ons probeer verduidelik. Ek gaan nou vir julle 'n paar vrae oor. Die volgende ene, hierdie hou my regtig beïndruk, want sy algemene kennis verstom my. Santorini, ek weet nie of julle weet waar hierdie vulkaan is nie, maar dit is daar naby waar Turkye is. Nou dit is mos die naby waar Israel, die beloofde land, waar dit was, of die Bybelse beloofde land. En hy sê, ek weet nie of julle dit mooi kan sien, ek sien dit is baie donker, maar dis 'n eiland hieronder. Daar hieronder is die eiland van Santorini, en dit is, hy wat nou so 'n bietjie kwaad is, hy's besig om vulkaniese as in die lug te gooi. Maar hierdie man sê, dat ongeveer dieselfde tyd as wat Israel deur die woestyn rondgedwaal, of in die woestyn rondgedwaal het die vulkaan uitgebars. En toe daar toevallig vir 40 jaar aan mekaar kwartels in die wolke ingevlieg. Want hulle het nie geweet is vulkaniese as nie. En dis hoe hulle die kwartels gekry het, hoe die Here vir hulle gesorg het in die woestyn. Daai kwarteltjie. Hulle sê hy het omtrent so gelyk. Maar julle dit vra, dit bring vir my baie vrae. So, nommer 1, as ek 'n kwartel was, né? En ek het daai instink dat ek ruik rook en vuur, dan sal ek beslis in 'n ander rigting vlieg. So ek weet nie of hierdie ou se teorie heeltemal staan by my nie. En dan ook, hoekom sal vir 40 jaar lank sal hierdie goggaatjies spesifiek in daai tydperk vir die Israeliete hulle kokonnetjies laat waai presies waar die Israeliete elke liewe dag is. Mense moet dan 'n verskriklike sterk geloof hê om hierdie wetenskaplike verduideliking te glo. So julle, ek begin maar net vanoggend met 'n ligte noot, 'n wetenskaplike noot. Maar julle, dit is wat ons moet glo. Ons moet glo, U is die lig. U laat my sien. U is die brood vir my lewe. U is die water wat binne my vloei. U laat my leef. U laat my groei. Kom ons staan en dan getuig ons met ons stemme dat ons glo in God van Israel wat gesorg het vir die Israeliete in die woestyn. Kom ons staan.
Ek gaan hierdie ding nou afsit, anders gaan ek baie frustreerd raak. En dan moet ek genade nodig. Julle hierdie yesterday, today and tomorrow. Dit staan daarso by ons huisnaam gesê. Hy is besig om te blom op die huidige oomblik daar by ons. En hierdie pragtige plant, boompie, het my absoluut gehelp om Psalm 105 beter te kan verstaan en beter te kan verduidelik. So, die een ding wat ons van God weet, is dat sy belofte deur die eeue bly staan. Dit maak nie saak of dit gister was vir Abraham nie, of dit vandag is vir ons, of môre vir ons. So, vanaf vers 5 sê hy, julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. Julle nageslag van Abraham sy dienaars, nakomelinge van Jakob, vir wie hy uitverkies het. En julle, dit is die God van wie ons glo. Dis die God wat van Israel deur die woestyn gelei het vir 40 jaar. En Psalm 105 vat ons nou daai hele verhaal van toe Jakob in Egipte aangekom het, en hoe God hulle nasie vermeerder het, en hoe hy hulle uitgelei het, na die plaag laat kom het oor Egipte. En dan hoe hy vir hulle gesorg het in die woestyn met die kwartels en die manna. Julle, daarmee groet ek julle in die naam van God, die God van gister, vandag en môre. Ook in die naam van Jesus Christus, die een wat was, wat is en weer sal kom. En in die naam van die Heilige Gees, die een wat altyd met ons is. Amen. Met
Julle het seker in die nuusbrief gesien dat hierdie Oktober gaan ons harte bring. En dit is al wat God vra. God vra dat ons harte sal bring en dat ons sy liefde met mekaar sal deel. So dit is nie een deel van jou lewe wat jy moet gee nie, maar dit is jou hele lewe wat jy moet bring, sodat jy daai voetspore in iemand anders se lewe kan loop en vir God daar agter kan laat. So julle, terwyl ons na die volgende lied sing, kom ons gee geleentheid vir dankoffers en vir die van julle wat nog nie weet nie, ons gebruik die Pythedei in Namibia ook. So julle kan ook so vir ons 'n dankoffer gee. Een van ons teksgedeeltes vir hierdie week is Filippense 1. En daarso sê Paulus hierdie uitdagende woorde vir elke gelowige. Dan sê hy, waaraan glo ek? Waaraan staan ek vas? Hy sê in vers 21, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Hierdie pragtige skildery van Beate Heine. Jy moet sien hoe pragtig is dit. Ons sien van die geboorte van Christus af, wat ons bely. Is daar 'n paadjie wat stap?
Kyk hoe pragtig blom die bome. En dit is daar waar ons amper saam met Christus in die tuin staan en waar ons uitgedaag word om ons kruis op te tel. En dan moet ons oploop by hierdie dun paadjie waar daar nie meer bloeisels is, waar die bome so al dood lyk. Niks groei. Dan moet ons oploop daar waar ons getuig van ons geloof in Christus Jesus. So kom ons staan en dan bely julle saam met my of agter my aan. Kom ons staan en doen ons hierdie kort geloofsbelijdenis. My enigste troos in lewe en in sterwe. My enigste troos in lewe en in sterwe. Is dat ek nie aan myself nie. Is dat ek nie aan myself nie. Maar aan my getroue verlosser. Maar aan my getroue verlosser. Jesus Christus behoort. Jesus Christus behoort. Amen. Amen. Weet julle wie dit is? Wie is dit? As ek liptaal lees, is dit die Israeliete. So die Israeliete is om deur die woestyn te beweeg. Hoekom is hulle daar? Hoekom loop hulle deur die woestyn? Kan julle onthou hoekom? Wie weet wat se beeld is hierdie, of wat se toneel is hierdie? Wat gebeur hierso? Is dit, ja, hulle loop deur die Rooi See, nee, wat is daar bo? 'n Walvis, nee, dis dan mooi, ek wens ek kon dit beleef. So hulle word deur God uit Egipte uitgelei, deur die Rooi See, nou is hulle in die woestyn, en raai wat sê hulle vir Moses, net toe hulle uit die Rooi See uit is, nadat hulle moet vreugdevol wees, en gelukkig wees dat hulle gered is. Ons soek potjiekos. Ons soek nie hierdie moeilike tyd in die woestyn nie. Wie hou van potjiekos? Almal, né? Kyk hoe lekker dit, hulle soek die potte, die vleispotte van Egipte. Nou moet ons hier rondloop en krieke eet en insekgoeders. So hulle wil graag teruggaan. En toe, weet julle wat gebeur toe? Toe draai hulle om en hulle sien die teenwoordigheid van God in 'n wolk. En hy staan en hy sê vir hulle: "Net soos ek vir julle nog altyd gesorg het, sal ek nou vir julle sorg."
En hy sê, ek sal vir julle brood uit die hemel uitgee en ook iets, 'n vleisie, né? En toe, wat het gebeur in die aand? Wat het gebeur toe hulle in die oggend opstaan? Wat lê toe so oor die duine in die sand? Weet julle? Manna. En wat het nog gekom in die aand? Wat daar opgedaag het? Ja, kwarteltjies. Nou julle, terwyl julle hier gekyk het, né? En het die kwartels en die manna in hierdie kerk aangekom. So julle nou opstaan, dan gaan kyk julle in die kerk, gou, gaan tel julle vinnig manna en kwartels op. Julle moet net vinnig wees, die kwartels is vinnig. Staan gou op julle, tel gou 'n paar manna en kwartels op. Dan kom julle vinnig terug. Julle moet hardloop, julle is honger, jy is lus vir vleis. As hy daar, hierdie kant nog, daar regs agter is daar ook manna en kwartels. Dis vet kwartels, hoor. As hy. Daar's oorgenoeg. Die wat te min opgetel het, het oorgenoeg, en die wat nie genoeg opgetel het, ook oorgenoeg. As hy, kom sê gaan, as hy, die Israeliete verneder. Wonderlik. So julle kyk net daar. Dit is hoe dit gelyk het. Die kwarteltjies het in die nag daar ingevlieg gekom en hulle is, en 'n baie belangrike ding is, ek het gehoor, hulle was lewendig. Hulle is nie dood op die grond gelê nie, hulle was lewendig toe hulle daar aangekom het. En daai was die manna wat God vir hulle gegee het. So julle, wat is die boodskap hierso? Wat hoor ons van God in Psalm en Genesis? En Eksodus, deur die hele Bybel, is dat God is getrou. Dis jou kwarteltjie. God is getrou en sy belofte is die een wat deur die eeue altyd vertrou kan word. Ons moet ook vir God vertrou. Maak saak waar ons is, julle. In die skool, by die huis, in hierdie tye waar ons maskertjies moet dra, moet ons op God vertrou en sy belofte bly staan. Gister, vandag en môre. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die ene is wat vir ons sorg. En Here, dat ons nie moet twyfel oor waartoe ons op pad is saam met U. U sal vir ons brood uit die hemel uitgee, Here. U sal selfs ons lus vir vleis bevredig. Here, U is die God, persoonlike God, die God van Israel en ook ons God. Dankie dat ons op U kan vertrou vir ons, vir vandag en vir môre. Dankie vir dit, Here. Amen. Dankie julle Israeliete, geniet die manna en ja, lekker speel met die kwartel. Dis 'n baie ordelike trek deur die woestyn hier. Ek sê net vir Willem, mense sal hoor as iemand die kwartel kop afsny nou hier. So nou die kwartels word stil, né, as 'n skrik ons osself monster. Hoorie, Willem het dit al gesê, so dalk moet ons oopmaak net by Eksodus 16, maar ons gaan Eksodus 16 lees. Terwyl ons blaai na Eksodus 16 toe, baie bekende gedeelte ons nou volg. Hierdie kan sit. Dit is vanoggend 'n besondere Sondag, né? Ek dink die span ons ouens wat nou vir die eerste keer in 'n baie lang tyd in die fisiese erediensruimte saam met ander gelowiges. Die 4 Prinsloo daar agter kom uit 'n 3 weke van deur COVID en al die hoofpyne en al die siekwees en daai verskrikking. So ons is baie bly saam met julle dat julle reg siek was en gesond is.
dis nie sommer maar net iets wat ons self beheer nie. Ek dink julle het dit self beleef, nee. Hoe siekte net jou krag wegvat, hoe siekte net jou beheer oor jou eie lewe wegvat. Jy dink nog jy gaan werk doen, dan bly jy by die huis vir 2 volle weke. Mag dit vir julle goed wees, hoor, mag julle gesondheid, sommer net weer 'n nuwe geskenk van die Here vir julle wees. Van Maggie en Johan, moet julle dop hou volg. Jy moet kort daar kyk, want ons gaan nie gou weer sien, nee. Ons gaan net aan die einde as ons afkondig gesien, sal ek net sommer graag 'n groetewoord vir Johan en Maggie sê, maar dit is nou, hulle trek nou van ons af weg, soos die Israeliete, vat hulle nou die tog deur die woestyn, maar ons sal net as ietsie weer daarvan sê, nee. So mag dit vir julle goed wees volgende, om saam met ons die Here se woord te lees in Eksodus 16. Here, vanoggend as ons die woord oopmaak, Here, dan het die Gees en die kerk ons gelei om in Eksodus 16 te begin lees. In die volgende paar weke gaan ons nou in hierdie geskiedenis van Israel in die woestyn lees. En nou het Willem en die kinders vir ons weer so herinner aan daardie wonderlike oorlewingsjare in die woestyn. Dalk het hulle nie lekker vet geraak en lekker ryk geraak en lekker groot geraak en dalk het hulle nie hulle paleise gebou nie. Maar Here, U en die kinders het mekaar so goed leer ken. Elke oggend vroeg het die mense vir U leer ken as hulle die klein stukkies manna optel. En as iemand vra, maar mamma, wat is dit hierdie? Dan verduidelik hulle, dis hoe die Here vir ons sorg. En in die aand was dit kwartels. En tussendeur, Here, was dit gehoorsaam. En nou bid ons vir daardie selfde gehoorsaam, dat ons dit ook sal hê as ons vanoggend lees. Mag U woord vir ons 'n lewende woord wees. Mag U woord vir ons meer in liefde grond. Mag U woord ons diep vestig in ons geloof. En mag U woord ons mense van hoop maak. Amen. Amen. Julle, ons moet die hele hoofstuk kan lees, en dit is 36 verse. Volgende Sondag is dit hoofstuk 17. So, kom ons scan hom so, ek lees vir ons so 'n paar verse, dan spring ons weer die verhaal en dan lees ons vir 'n paar verse, ons ken dit toch goed, nee. Maar belangrik, vers 1, hoofstuk 16. Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die Sin-woestyn aangekom, wat tussen Elim en Sinai lê. Dit was op die 15de van die 2de maand, nadat hulle uit Egipte getrek het. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liewer in Egipte omgekom het, deur die hand van die Here terwyl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons ook laat wegtrek. En nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn om die hele volk van honger te laat omkom. Dis die eerste gedeelte. Toe die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. As hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet dit dubbel soveel wees as wat hulle elke dag optel. Nou hier kom die opdrag nou baie sterk, net Willem het vir al beskryf hoe hulle die goed gaan optel het. Nou is dit belangrik, nou gaan Moses en Joshua vir die volk dit nou baie mooi onderrig van die Here gesê. Nee, want die Here het baie spesifiek nou opdrag gegee. Nou kyk gou vers 10. Nadat ek sê nou Joshua, dis Aaron en Moses wat saam praat, nee. Vers 10. Nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israeliete na die woestynse kant toe. En toe word die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die volk. Die Here sê toe vir Moses,
ek het die verset van die Israeliete opgemerk. Sê vir hulle, teen skemeraand sal julle vleis eet en teen môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here julle God is. Teen die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle die hele kamp volgesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp en toe die wolk wegtrek was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit die? Want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. En dan sê hy, goed, kyk nou mooi vers 16, die Here het hulle beveel, gaan maak dit bymekaar, volgens elke gesin se behoefte. 2 liter per kop, elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent. Die Israeliete het dit toe gaan optel, die een baie en die ander 'n bietjie, en toe hulle dit met 'n maatriemer afmeet, het die met baie nie te veel nie, en die met 'n bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte bymekaar gemaak. Nou ja, Moses het gesê, dis wat julle moet doen, maar moet tog nou nie, as jy dink jy wil 'n môreoggend laat slaap, nou maak jy sommer ekstra bymekaar, want jy gaan die môreoggend weer so vroeg uitgaan. So vroeg, dalk sê hulle voordat die son opgekom het, terwyl die mistigheid, die wolke nog oor die woestyn gelê. En jy besluit, man, ek gaan môreoggend laat slaap, want daar is nog oor wat ek die vorige ekstra gevat het. Julle mag nie dit doen nie, het Moses gesê. En dan so waar van die Israeliete dit gedoen, en daai manna wat hulle gehou het begin stink. Dit het vrot geword. Daar was wurms in, daar was miete. En Moses het gesê, hoeveel keer moet ek nog vir julle uitspel? Die Here het dit toch duidelik vir ons gesê. Aaron het dit duidelik gemaak vir julle. Wat verstaan julle nie? Goed, en dan 'n volgende reëling. Vers 22, op die 6de dag het hulle 'n dubbele porsie opgetel. So nou, die 6de dag, nou tel hulle baie meer op, nee? 4 liter vir elkeen. Toe al die leiers van die volk dit vir Moses kon vertel, sê hy vir hulle, dit is soos die Here gesê het. Môre is 'n rustig, 'n gewyde Sabbat van die Here. Maak alles gaar, bak wat jy wil bak, en kook wat jy wil kook, en wat oorbly nadat jy geëet het, moet jy wegsit en bewaar vir môre. En so het hulle weggesit, nee. En Moses het sê, goed, nou is dit Sabbat, nou gaan niemand uitgaan. Almal bly nou in hulle tente. Julle bly waar julle is, en julle eet van gister se kos. Maar het gister se kos nie sleg geraak soos die ander dae nie? Nee. Die 6de dag se dubbele porsie het die 7de dag gesorg. En hulle het genoeg gehad, want hulle het klaar gebak en klaar gekook en hulle kos was reg. Vers 27. Tog het daar op die 7de dag van die mense uitgegaan om bymekaar te maak, maar hulle het niks gekry nie. Die Here sê vir Moses, hoe lank gaan julle nog weier om my bevele en opdragte te gehoorsaam? Ek het vir julle die Sabbatdag gegee. En daarom gee ek vir julle op die 6de dag genoeg kos vir 2 dae. Elkeen moet bly waar hy is, en niemand mag op die 7de dag sy woonplek verlaat nie. Die volk het op die 7de dag gerus. As 'n mooi stukkie nog, verder in die hoofstuk, wat sê, dat hulle toe van die manne gevat het, in 'n kruik gesit het, en in die ark bewaar het, sodat die Israeliete vir baie lank in geskiedenis, as hulle in die tempel bymekaar is, en hulle vra wat is daar die ark, en dan vertel die ou priester, en die ou volksvaders, die oupas, en die oumas van die kinders, daar's 'n kruik, 2 liter min of meer, en hy is vol manna, dis daardie spesiale kos, wat elke dag vir ons genoeg was. Dis die verhaal vervolg. Die vraag is, julle, wat maak die Sabbat nou hier tussen die kwartels en die manna? Julle sien,
Die manna storie en die kwartel storie, die ken ons goed. Maar elke keer wat ek saam met ander mense die week hierdie teks gelees het ons gesê, nee, ons verstaan nie manna. Willem het so half probeer verduidelik, ons verstaan nie dit nie. Maar nee, ons sê nie, ons verstaan nie manna. Ons verstaan nie kwartels. Willem het ook gesê, dis ingewikkeld die kwartels. Nee, ons verstaan nie kwartels storie ook baie goed. Die probleem elke keer in die week was, die Sabbat ding is 'n bietjie snaaks. Ons verstaan nie die Sabbat storie so lekker. Iemand sê, wat daar skryf, sy het die idee, as ek kyk na haar eie lewe, en ons gaan oor 3 sonde by Exodus 20 is, die 10 gebooie. Sy het die idee, almal van ons is versigtig vir die 10 gebooie, behalwe vir die 4de gebod. Die gebod oor die Sabbat. Daar het ons allerhande verklaringe, jy hoef nie te worry daaroor. Al die ander goed, verskriklik belangrik. My vraag volgende is, wat maak hierdie detailreëling rondom die Sabbat tussen die man en die kwartels? Ons begin gou op 'n ander punt. Ek het daar vir Johan afgedruk 'n opstelletjie wat 'n bekende skrywer, 'n Christen teoloog skrywer, Isak de Villiers, skryf 'n pragtige storieetjie. Hy begin so met die bekende ding van kinders. Hy sê, kinders, altyd wonderlike, kreatiewe mense, baie kreatief. Hy vertel hy van hierdie ouetjie, sy maat van hom baie mooi nou, die Lewiete voorgelees, as hulle nou gaan kuier by die ander mense, mag hy nie van die koekies gryp nie. Hy mag ook nie vra vir koekies nie. Hy moet wag totdat die tannie vir hom koekies hou, en dan mag hy die koekie vat wat die tannie vir hom gee. Maar nie meer net 1 koekie. Okay? Die laait het by sy les baie mooi by sy maag gekry, baie gehoorsame seentjie, sê dis reg. Toe hulle instap by die huis, toe sê tannie, mamma het gesê ek mag nie vir tannie koekies vra nie. Net as tannie vir my koekies gee, wil ek net vir tannie sê, as tannie vir my koekie gee, sal ek dit vat, maar as tannie vir my 2 koekies wil gee, sal ek dit ook vat. Ek wil amper sê, is daar een huis wat ek kan sê in ons huis werk dit nie so nie. Daar's jong mense in ons huise, dogters en seuns wat ongelooflik kreatief is, baie slim is, baie vroeg al uitwerk hoe werk hierdie wêreld. Die woordjie genoeg hoor hulle oor genoeg. Maar vinnig kry hulle wonderlike slim maniere om genoeg te rek en te buig en op te lig en onder toe te druk. En hulle maak genoeg, sommer baie oor genoeg. Julle, as 'n seentjie dit vra vir 'n vreemde tannie is dit nog reg. Maar julle al gedink wat gebeur met daai seentjie en daai dogtertjie as hulle ouer word? Hulle verloor nie daai slimheid nie. Vra maar vir onsself. Teen Vrydag is genoeg in my en jou lewe nog nie genoeg nie. Maandagoggend voor werk is genoeg al klaar nie genoeg nie. Ek en jy is al klaar moeg vir die nuwe week wat voor lê. Want daar's al klaar te veel werk in die nuwe week. Want julle sien, ons het die woord genoeg gebuig met, ja net wins, ja uitbreiding, ja net verbetering, ja meer produktief. Ons gaan net hierdie nuwejaarstyd is net met 'n paar persentasiepunte opsit, net 3%, net 5%, dis al wat ons verwag. Natuurlik bo op verlede jaar is 7%. Dis altyd wat ons najag. We sien seentjies en dogtertjies die manier om groot te word. En dan te sê, as die tannie vir my 1 koekie gee, wil ek net sê, as tannie vir my 2 gee, dan vat ek sommer al 2 ook. Dis reg. Julle, nou is ons terug in die storie van Exodus. Wat maak Sabbat in die storie? Rian het vir ons die foto opgeflits. Ek het nou gisterand gewonder watter foto vir Namibiërs Sabbat sal uitbeeld. Soos wat die Here dit deur Moses en Aaron probeer verduidelik het.
in hoofstuk 16. Ek dink dis min of meer dit. Woestyn, skaduweeboom, pragtige kameeldoring, nee. Klein tentjie. Julle let nou op, daar's niks van 'n skaapbib nie, nee. Daar's niks van gebakte aardappels nie. Daar's niks van roomys en jelly en vla en koffie en nog lekker wyn en baie Coke en Sprite as jy wil hê. Daar's niks daarvan. Dis hoe Sabbat, dink ek, aan die Israeliete verduidelik is in hoofstuk 16. Kom ons kyk, die eerste ding van Sabbat, wat ons moet verstaan. Ek gaan so 3 punte maak oor Sabbat. Ek gaan sê, Sabbat is 'n waarskuwing. Dat is die eerste punt. Die tweede punt wat ek gaan sê is, Sabbat, nou moet ek mooi onthou wat ek gesê het. Die tweede een is, Sabbat is 'n uitnodiging. Dis 'n waarskuwing, dis 'n uitnodiging, en die derde punt wat ons maak is, Sabbat is 'n belofte. Right, is julle nog by? Kom ons sê gou, daar's 3 goed oor Sabbat wat ons volgende wil sê. Die eerste is 'n waarskuwing, die tweede is 'n uitnodiging, die derde is 'n belofte. Kom ons kyk, julle het die teks. Eerste is 'n waarskuwing. Wat ons moet weet is julle, Eksodus 16 begin so sê, hierdie ouens is 'n maand weg van Egipte af. Hulle is 'n maand weg van Egipte af. En onthou julle wat was in hulle sakke? Droë, beskuit brood. Daai ongesuurde brood was in hulle sakke. Dan was dit nou 'n maand van trek in die woestyn. 'n Maand van brood eet. Maar hoekom is hierdie brood so hard? My kind, dis brood wat kan hou in die woestyn. Doop dit maar bietjie in die water, in die fonteine wat julle nou net by was. Nou is dit 'n maand. Dan is daai krummeltjies en daai droë beskuit nie meer lekker nie. En wat onthou die Israeliete? Dis kostelik julle. In Levitikus 11 vers 5. Ons weet nie of dit dieselfde gebeurtenis is en of dit 'n tweede gebeurtenis is nie, maar dit word kostelik beskryf weer in Levitikus. Dat kla die mense was in verzet teen Moses en teen die Here. En dan sê hulle vir Moses, ons verlang nou na die vleispotte. Dan noem hulle die kos op. Hulle sê komkommers was daar in Egipte. Daar was watlemoene, daar was knoffel, daar was preie, wat hulle beskryf is. Daar was groente soos fruit and veg nooit kan hê. Dit was vars. Dit was nie verlede jaar goed wat hulle uit die vrieskas het gehaal het. Dit was heerlik. Dit was kruie, dit het die kos smaaklik gemaak. En dan sê hulle, en daar was vis. Nou hoor jy so of hulle sê, daai vis wat daar was. En daai tyd was hulle baie kwaad vir Moses. Hulle sê, wat presies is jou plan? Want elke dag wat ons verder trek nou, trek ons weg van die, as die rivier nou, daar bly. Ten minste is jy nog net 'n maand weg, jy kan nog omdraai en terug. Julle, dit is so ironies nie, dit is so hartseer, want waarna verlang hulle eintlik terug? Exodus, ek dink dit is Exodus 5, julle kan dit gaan lees vanmiddag by die huis, dit is aangrypend. Dit is Exodus 5, waar Moses en Aaron nou by die Farao is, die Israeliete is in slawerny. Moses en Aaron het opdrag van die Here gekry, vat my mense en trek met hulle uit in die woestyne. Moses en Aaron kom by die Farao en sê, joh, die Israeliete het nou 400 jaar baie hard gewerk. Al wat ons vra, sê Moses, is 3 dae, ons wil die naweek, ons wil 'n lang naweek maak. En dan wil ons woestyn toe gaan, en ons wil vir die Here gaan offer, die Here van die brandende bos. Dis al wat hulle wil doen. En na die naweek, as ons lekker naweek gehou het, en aanbid het, en geoffer by die God van die brandende bos, dan kom ons terug na Farao en werk ons weer. Jy het enige idee wat 'n Farao sê, as jy aansoek doen vir 'n lang naweek? Farao sê, julle is lui. Ek het nog nooit sulke lui mense gesien soos hierdie Israeliete nie. En hy sê, ek sal julle wys, julle wil ons 3 dae afvat om kampstig te gaan offer by die God van vuur in die woestyn.
Nou sal hulle sien wat werk is. En hy sê, vat die hooi weg, laat hulle self gaan hooi maak, en sit die quota van stene op. Want die Israeliete moet nou leer wat werk is. Vir 400 jaar speel julle net hierop. Dis Egipte daai, nee. Dis die plek van watlemoene en komkommers, en knoffel en breie en die heerlike vis. Maar die Israeliete, 1 maand, toe sê hulle, Jesusie, ek sal my vrek werk vir 400 jaar, maar dan wil ek hom net in die aand lekker eet. Julle, die Riad sal ek hier blaai jy daar. Blaai jy, dan is dit miskien makliker. Die prentjie het ingeglip. Die blou watlemoen, kyk gou. Indien jy die watlemoen sien as rooi, is jy normaal. Groen is iets fout met jou. Blou moet jy onmiddellik volunteer vir die groot Oktoberhoesfees. Is julle reg? Ek is baie dankbaar vir julle wat normaal is oor ons. Ek hoop nie iemand het groen gesien nie. En as jy blou sien vanoggend, gaan jy die heerlikste Oktobermaand hê. Dit beloof Attie en Willem vir julle. Goed, ons bly aan. Die Here sê vir hulle, en dit gaan in Eksodus 20 baie mooi opgeskryf word. In Eksodus 20 gaan die Here vir hulle skryf op die tablette, sodat hulle dit nooit moet vergeet nie. Dis die langste gebod in die meeste detail van al 10 gebooie, baie detail uitgeskryf. Wat vra ek vanoggend, wat beteken dit vir ons in akademia? Dit sê, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat. Goed, volgende enetjie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, daai klein ouetjies wat so bykoekies wil gryp, ook nie hulle nie. Of die man, of die vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling wat by jou bly, of in jou stad bly. Nie een van hulle moet nou vandag werk. Volgende ene. Want die Here het dit as 'n gereelde, rustig, geheilig. En ek het daai 2 woorde bietjie beklemtoon, nê. Dis interessant, nê, as die Here iets wil heilig maak, dan hier kom hy in die week en hy sê, dan maak ons dit rustig. Vreemd, nê, dat die Here heilig en rus aan mekaar gesit. Hoor jy aan die volgende ding. Die Sabbat sal die Jode dit so uitspreek. Die Sabbat is 'n waarskuwing. Ek lees dit vir julle. Ouens sê dis Mahatma Gandhi, ek wonder of dit iemand net allerhande slim ouens was, of elke slimmer was wat dit tog self uitgefigure het. The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. Jy moet mooi kom kyk, as jy na die tyd naby kom kyk. Dit lyk soos die aardbol, dit lyk soos die planeet aarde. En hierdie ou is besig, hy sê van daai jong seentjies se dogters, wat geleer het, tannie, as tannie vir my 2 koekies gaan gee, gaan ek dit ook vat. En hy vat dit op die oomblik, nee, hy vat dit so vinnig as moontlik, want hy weet, en hy het dit klein tyd al geleer, as ek die eerste 2 koekies vat nie, my boetie gaan na my kom, in die afval alles vat. So dit werk. As ek nie eerste vat nie, die ou wat na my kom, ek moet nie dink, hy gaan my oorlos nie. Ek weet, die ou wat na my kom, vat nog meer, so ek vat soveel as wat ek kan, so vinnig as wat ek kan. En julle die Sabbat sê hierso, daar lê manna in die woestyn. Die hele woestyn is oortrek met manna. Genoeg vir elkeen se behoefte. Nie vir elkeen se gulsigheid nie. Nie vir inhaligheid nie. Nie vir al 2 handjies nie. Genoeg vir elke dag. Is wonderlik, nee, is nie wonderlike nuus. Hierdie
hierdie waarskuwing het ook 'n wonderlike waarheid in, nê. Dis eintlik 'n ongelooflike insig wat die Israeliete maak in die woestyn. Hulle kom uit Egipte uit. Ons het nou beskryf hoe hard hulle gewerk het in Egipte. Farao sê, daar's nie genoeg vir elkeen nie. Farao sê vir Moses en Aaron, daar's nie genoeg dat julle 3 dae kan afvat nie. Anders dan gaan ek te min kry, sê Farao. Ek het baie, maar hierdie baie moet meer word. Julle kan nie 3 dae 'n lang naweek gaan hou en die Here van die brandende bos gaan bid in die woestyn nie. Julle moet nog harder werk. En weet jy wat? Ek gaan nie my strooi vir julle aanbring dat julle moet stene maak nie. Julle gaan julle eie strooi gaan haal in die veld. En julle gaan self stene maak. Julle gaan nog meer stene maak vir my. Maar daar's nie genoeg stene nie. Want my piramide is nie hoër as my vorige farao se piramide nie. Hoor jy dan watter ekonomie sleep die farao van hierdie wêreld ons? Maar Sabbat sê, daar's genoeg. Daar's genoeg manna. Want die een wat die manna gee, sy heerlikheid verskyn aan die woestynkant. Het julle dit opgelet, nê? Daai vers, julle kan dit weer gelees as jy by Bybel klaar toegemaak het weer. Gaan lees dit weer. Aaron praat met die Israeliete en sê vir die Israeliete, ouens, moenie terugkyk Egipte toe. Ouens, moenie so gefassineer wees met Egipte en hulle piramides en hulle groot rivier en hulle besproeiingsprojekte en daai wonderlike paleise gebou en dan daai kos wat lê. Moenie so staan en terugkyk, 'n maand se reis terugkyk nie. Kyk woestyn. Daar waar julle dink nie kos gaan wees nie. Daar waar julle in die woestyn inkyk en dink, daar sal nie genoeg wees nie. En dan verskyn die heerlikheid van die Here in 'n wolk in hulle. Die Sabbat daag ons uit en sê, het jy al hierdie week rustig genoeg gesit, die selfoon doodgedruk en gelos, en jou skryfwerk en jou dagboek toegemaak, en jou laptop en jou rekenaar afgeskakel, en die TV-programme ook eers uitgelos, en jou eie werk wat jy doen, en jou stokperdjie en al jou sport, dit ook eers bietjie gelos. En het jy net op een plek gebly, want jy was 6 dae oral. Het jy tot rus gekom. En het jy weggekyk van Farao en sy piramides en sy slawerny. En het jy gekyk na die Here se heerlikheid. Of is jy bietjie te moeg op die dag van rus? Ek is so flou, ek kan nie eens rus nie. Ek is so moeg, ek kan nie eens na die Here se heerlikheid kyk nie. Daar's genoeg vir elkeen se behoefte, maar nie vir elkeen se gulsigheid nie. Christene het dit geleer by die Israeliete in die woestyn. Het ons al amen. Amen. Goeie waarskuwing. Groot leer. Tweede een. Vir julle die Sabbatdag gegee. Julle moet hierdie woorde hoor, nee. Jesus het dit gesê. Ons het dit almal vergeet totdat Jesus dit weer gesê het. Maar dit staan presies so hier. Jesus het daai tyd vir ons gesê, "Wow, julle verstaan Sabbat verkeerd. God het die Sabbatdag vir die mens gegee. Dis jou geskenk. Dis 'n wonderlike uitnodiging vir jou. Dis nie die mens is gemaak vir die Sabbat nie. Die Here het die Sabbat gegee vir ons. Okay, kom ons kyk waarvoor volgende skryf. Want die Sabbat is 'n uitnooi om die ritme te leer tussen rus en werk en rus. Hierdie planeet aarde, julle, hierdie skepping, mens, wel ek wil waag om te sê, die hele heelal het 'n soort ritme. En die Sabbat, die 7de dag,
wil vir ons iets voorstel van hierdie ritme. Om te sê, daar's 'n ritme tussen rus en werk, rus en werk. Ek het aan 'n prentjie gedink, gewonder wat se prentjies wil uitbeeld. En kyk hier. Ek dink dit is die prentjie wat ek raak sien, van hierdie ritme tussen rus en werk. Daai skoenlapper, het julle gesien hoeveel blommetjies begin nou in die veld te verskyn? En daar by ons huis, ek en Niels is verbaas met die baie blommetjies wat ons ewe skielik raak sien. Klein blommetjies, dit lyk na 'n dooie droë tuin, maar daar's tog blommetjies julle. En die bye is daar, ek het nog nie skoenlappers gesien. Maar kyk wat doen daai skoenlapper net. Daai skoenlapper, vir 'n oomblik, rus hy in die persoon se hand. Ek sê sommer, dis die hand van die tuinier. Daar's blomme, en daai skoenlapper kan nou na al daai nektar toe gaan, en die skoenlapper gaan hom doodvlieg, na al die wonderlike soet nektar wat in die tuin is. Die planeet Aarde, julle, is 'n wonderlike planeet. Maar daai skoenlapper moet ook vir 'n oomblik kom rus in die hand van die tuinier. Ek dink dis wat die Sabbat vir ons wil sê. Dis waarom Moses sê, môreoggend gaan julle nie optel nie. Bak nou klaar, brou nou klaar, kook nou klaar, sit dit weg. Môreoggend bly jy net waar jy is. Dan herhaal die gebod so daar, dan sê dit, moenie rondgaan nie. Moenie eers by jou bure gaan kuier. Moenie eers vriende oornooi of jy by hulle gaan braai nie. Dis wat hulle daai tyd gesê. Want die skoenlapper kan nie 7 dae week, 24 ure dag aan mekaar die soet nektar jaag. My vraag is, wat leer die Sabbat ons van die manna en die kwartels in ons eie lewe? Ek wonder of die Sabbat nie ook vir ons 'n uitnodiging is om te sê, kom voel die ritme tussen werk en rus en werk. Dit is interessant, nee, hulle moet 6 dae hard werk. Dis voor son wat hulle moet uitgaan om manna te gaan optel. Jy kan nie sê, moenie ek gaan die hele 7 dae, gaan net heilig wees. Wat beteken dit dat ek nie mag werk nie? Want dis die eerste reël van Sabbat. Moenie werk nie. Dan vra slim ouens, ja, maar wat is werk nou, as ek nou dit doen? Weet wat sê die een rabbi? Hy sê dit so mooi, hy sê, werk is om te doen wat God gedoen het. 6 dae lank het God grond gevat en iets gemaak. Hy het iets gebou en losgelaat. Hy het iets laat groei, gekrap in die grond, geplant, dit laat groei. So, werk is enigiets wat jy ietsie vat en maak, en daar is dit. Want die hele planeet is 'n kreatiewe plek, is 'n wonderlike plek. Eendag nou, los ons die natuur uit. Ons los die klippe en die klei en die somme en al die wonderlike goed los ons hier uit. Sodat ons die ritme kan verstaan. Selfs God het daai ritme ingebou vir homself. Dan sê daai rabbi, so moet niks maak van iets nie. Moenie die natuur vat en iets maak nie. Dis hoekom jy ook jou diere moet los. Maar hy sê ook, moet niks breek nie. Jy kan ook goed afbreek. Jy sê nie, ek breek net vandag eers 'n bietjie hier af en ek kap net eers bome vandag uit want môre gaan ek begin bou. Moet ook nie eers iets afbreek. Die rabbi sê ook, moet ook nie te veel praat nie. Moet ook nie te veel kyk nie. Moenie jou hart na te veel plekke toe vat nie. Want jy sal soos 'n skoenlappertjie wees wat te veel nektar begin raak sien. Sien nou wat dit beteken, hè? Om tot rus te kom in die hand van die een aan wie alles behoort. Dit lyk heel anders as Egipte, hè? Volgende skyf hier. Kyk 'n bietjie hier, die ander rabbi sê weer. Die ou uitdrukkingsbos, jy moet die Sabbatdag onderhou. Nou kyk wat sê hy, meer as wat die Jode die Sabbat gehou het, was dit die Sabbat
wat die Jode gehou het. Wat het Prometheus? Ja, dit was belangrik, die Here wil vir 40 jaar dit inoefen by die Jode, om die Sabbat te hou, elke 7de dag, stop, bly in jou tent, moenie rondgaan nie, moenie werk doen nie, moenie eers gaan manne soek nie, julle gaan nie dit kry nie, hier gaan genoeg wees. En dan sê die Joodse oompie, dan sê hy, ons het die Sabbat onderhou, maar as ons terugkyk, deur die geskiedenis, was dit dalk die Sabbat wat vir ons by mekaar gehou het. Hoeveel paas is hopeloos te moeg om met hulle kinders lekker te speel? Hoeveel van ons kan 'n ding storieboekie van 10 bladsye vir ons kinders deurlees sonder om nie in slaap te raak? Want ons het die ritme van die lewe verloor. Kostelike tradisies nie, wat die Jode ingebou het, die rol van die ma op die Sabbat. Die rol van die ma, as julle sal dit nie glo nie kos maak nie, nie in die kombuis wees nie skottelgoed was nie. Sy steek kers aan. Sy bid, sy steek kers aan, dan hou sy haar oë toe, dan bid sy en sy sê, mag daar in ons duisternis van u lig inkom. En dan bid sy sommer, dan kan ek dink wat 'n ma bid. Mag daar in my kind se duisternis van u lig wees. Mag daar tog in my hardkoppige man se duisternis van u lig kom. En so bid sy al die lig na huis. Dis die meeste werk wat sy doen. Die res van die tyd moet die pa en die kinders op die tafel kyk. Stories vertel. Dis wat jy doen as jy nie werk op die Sabbat nie. Nou vertel vir enige moderne mens, dis nie goeie raad. Dis fantastiese raad. Het ek amen? Dit moet 'n harder amen wees, julle. Amen. Okay, ons het maar net gevind 'n amen nie. Dis reg. Dis nou net wat my so goed doen. Volgende ene, dis die derde een vir ons nou, die Sabbat is vir ons gegee. Dankie Rian, volgende prentjie. Die Sabbat is ook 'n belofte. Die Sabbat is 'n belofte om balans te bemeester in tyd. Bietjie groot woord maar, moes dit daar ingedruk hou. Kostelike ding, ek het gewonder of dit moontlik is, Adrian, om dit te bou. Ek hoop so. Kom ons kyk, miskien weet jy nie wat ek vanmiddag te doen nie, en die TV is af, en die selfoon ook, WhatsApp ook, kyk ons wie kan met sy klippies het gebou kry, nee. Maar dis iets my wat Sabbat beteken, nee. Dis asof die Here ons wil uitdaag en uitnooi en sê, julle, ek het die Sabbat vir julle gegee, nie as, ek gaan jou check nie. Luister, dit is nou my wet, ek gaan jou forceer om dit te doen. Nee, die Sabbat word vir jou gegee om te sê, kyk of jy dit kan bemeester. Kyk of jy hierdie oefening kan volhou. Want as jy in die woestyn dit vir 40 jaar kan doen, elke 7de dag, in die tyd dat jy in die beloofde land kom, en daai Kanaaniete het vrot geword van al die melk en die heuning, en hulle lewens val uit mekaar het, dan stap julle in met julle ritme van balans, en julle kan die melk en die heuning, en die rus en die heilig, en die baie en die minder, sal julle in balans kan hou. Die Sabbat wil jou uitnooi en sê, oefen dit, probeer dit, hou dit vol, bemeester dit. Want dit is nie maklik. Want, wat is nou van die tyd? Die Christene en die Jode het daar baie interessante kombinasie. Die Sabbat moet vir jou sê, sit by jou tent en vra vir jouself, wat maak ek hier? En dan sal die eerste antwoord wees, my kinders, ons kom uit Egipte. Ja, daar was wat lemoene, ja, daar was komkommers en knoffel en vis, heerlik. Maar daar was verskriklik baie trane. Lewens is vernietig, want pa's en ma's het in Egipte nie tyd gehad vir mekaar nie. Kinders het hulle ouers nie geken nie, en ouers het nie hulle kinders geken in Egipte nie.
waar die Farao wou nie vir ons eers een lam naweek in 400 jaar afstaan. Dis wat jy moet vertel, op 'n Sabbat moet jy onthou, ons is verlos uit slawerny. Jy kan op 'n Sabbat sommer bid ook as jy wil, en jy kan sê, Here, moet tog nie dat ek terugval in slawerny. So, die Sabbat bring die verlede, ons is verloste mense. Die Sabbat bring ook die toekoms vir ons nader, Die Sabbat sê, maar ons is op 'n reis, die Here wil ons vat na 'n plek toe, waar die wat baie het, nie te veel sal hê nie. En die wat min het, nie te min sal hê nie, want elkeen sal volgens sy behoefte hê. Is dit nie die groot gesprek in die wêreld en die ekonomie nie? Hoe kan ons tog, ek kan nie dit glo nie, ek en my suster praat gister 2 ure lank. Ek gaan nie daarmee op, en as ek oor die teekoppie daar gesels. Sy werk by een van die groot mediese versekeringsmaatskappye in Johannesburg. Verskriklik. Hulle het 20% wins gemaak so lank al in hierdie jaar. Wie van ons het hierdie jaar al in Namibië 20% wins gemaak? Ek sal tog onrustig wees hoor. As jy 20% wins gemaak, terwyl die meeste van ons 'n 20% verlies het. Want dit begin klink vir my, die wat baie het dalk te veel. En dit klink vir my 'n bietjie soos die wat bietjie het te min. Wat gaan aan in die wêreld? Wat 'n soort ekonomie het ons vir onsself nou uitgewerk? Dat ons vir Farao sê, nee Farao, leer tog daai triks vir ons. Daar moet balans wees, julle. Die Here is met ons op 'n reis na die beloofde land. Nie terug na Farao toe. Die Sabbat wil ons help dan. Christene het dit fantasties. Christene, toe hulle na die Sabbat opstaan, jy onthou nog Maria, wat graf toe gegaan het, sy het gewag dat die Sabbat verby is. En sy het graf toe gegaan, en haar eerste gewaarwording was, op hierdie nuwe dag, net na die rusdag, net na die heilige rusdag van die Here, het haar Here opgestaan. Sy het teruggehardloop na die disippels en sy sê, julle sal nie glo nie, dit werk regtig so, ons is in die toekoms in. Ons is reeds in die toekoms, want die Here het opgestaan, die dood is oorwin. En dis waarom sy so opgewonde was. En die disippels het gesukkel om haar te glo. Maar hulle het so, met verdrag, het hulle dieselfde ervaring van Jesus begin kry. Here, hier is lewendig. Here, hier is die by ons. So die Christene het begin praat van die eerste dag van die week is die 8ste dag. Interessant. Dis die 8ste dag van die toekoms. Dis God se herskepingsdag. Christene sê wat ons op die Sabbat doen is, ons onthou ons verlossing, ons onthou die toekoms, en ons besef, ek is reeds in die toekoms. Ek is nou in die 8ste dag, reeds in die opstanding, saam met Jesus. Ja, klink dit nie soos kreatiewe moontlikhede. So die gemeente moet sê, Amen. Amen. Ek sluit af. Jesaja 58. Hoor die geweldige belofte in Jesaja. My vraag is julle, wat maak ons met die Sabbat? Al die reëlingkies wat so snaaks en wetties vir ons klink. Hoor wat sê die Here? Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag. Jy sal gou herstel. Hy wat jou red sal voor jou uitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. Dan sal jy roep en die Here sal jou antwoord. Jy sal hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat die mense nie meer by jou verdruk word, nie meer bedreig en vals beskuldig word nie. As jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is,
Sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, soos die helder middag wees. Die Here sal jou altyd deurlei, selfs in dorre streke. Hy sal in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Jou mense sal die pynhope herbou, die ou pynhope herbou, die fondamente herstel van al die geslagte. Jy sal bekend staan as 'n volk wat sy afgebreekte mure herbou, wat sy strate herstel, sodat daar weer mense kan woon. As jy nie op die Sabbatdag oortree nie. Hoekom is die Sabbat vir die Here so belangrik? Hoekom sou hy spesiaal die Sabbat aan sy kinders gee? As jy op my heilige dag doen nie net wat jy wil nie. As jy die Sabbat 'n vreugde doen, as jy die heilige dag van die Here in ere hou, as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie te doen net wat jy wil nie handel dryf nie, sal jy vreugde vind in die Here. Ek sal jou die land weer in besit laat neem. Ek sal jou laat eet van die opbrengs van die land van jou vader Jakob. Ek, die Here, het dit gesê. Amen. Here, ons tel nie meer manna op elke oggend voor sonop nie. Ons ry winkel toe die vorige dag en koop sommer melk en brood klaar. Ons vang nie die aand kwartels in die Here, ons braai sommer net 'n stukkie vleis lekker of 'n goeie stukkie wors in die pan. Here, ons gaan werk die dag baie hard. Dan verdien ons geld, ons leen by die bank, of partykeer kan ons nie leen nie, as ons in die moeilikheid, ons lê die nagte wakker, Here, ons worstel, ons doen 2 werke, party van ons probeer 3 werke te doen. Here, ons hou aan en ons hou aan, want hierdie wêreld, Here, draai net om een ding en dit is oor geld. As jy nie geld het nie, is jy in groot moeilikheid. Geld is in ons verlede en geld is in ons toekoms, Here. En dit maak ons baie moeg. En tussendeur, Here, wil ons lekker eet en wil ons genoeg hê. En dan is ons ontsteld as ons nie het. Of as ons bure meer het as ons. Here, die manne aan die kwartels ken ons nie meer vandag so nie. Willem moes dit vir ons met prentjies gewys het. Nou wonder ons, Here, is dit met die Sabbat ook dieselfde? Is die Sabbat ook net 'n ou tydse ding? Net 'n ding wat in die woestyn gewerk het? Of gee U die Sabbat nou nog vir die mense? Is die Sabbat nou nog 'n soort waarskuwing vir ons? Is die Sabbat vir ons nog steeds 'n uitnooi om U ritme te leer? Sal die Sabbat nog steeds die belofte wees, Here, van die verlede en die toekoms en die 8ste dag wat ons nou saam met U mag leef? Die dag van die nuwe wêreld. Help ons, Here. Help ons elkeen om die antwoord op die vraag mooi uit te werk. Wat is die spesiale dag wat U vir ons gegee het? Help dit. Help vir ons, Here, sodat ons die dag heilig kan maak. Vol van U rus. Amen.
en die nabyheid van sy Heilige Gees is en bly by ons elkeen. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Here, laat ons leef soos die Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Amen. Môre julle. Môre Hartie. Sien julle 3 maskers hier voor, so dit weet nie Willem ander se maskers is hier voor. Ek haal myne nou af. Dis wonderlik om julle weer terug te hê. Dis nog meer wonderlik en nuus dat ons vanoggend bietjie gaan tee saam drink weer vir die wat gemaklik voel daarmee en vir die wat bietjie wil opvang en saam met ons kuier. So daar is tee, die kinders het nou hulle manne opgetel, so ek glo daar sal koekies vir die groot mense wees. As daar kinders is wat 2 handjies uitsteek, dan sal ons hulle vra om te deel met die popcorn ook. So kom geniet saam met ons teekie. Die oesfees sal ons op die 4de Oktober vir julle amptelik loods, maar julle sal sien daar sal kommunikasie nou deurgaan in die nuusbrief vir die res van die weke wat voorlê. En ons vertrou dat die Here ook vir Akademia net genoeg sal gee as wat ons nodig het om hierdie jaar deur te maak. Hy het ons alreeds ongelooflik geseën in hierdie tyd wat ons nie by mekaar kon wees nie, daarvoor is ons ongelooflik dankbaar. So ons sal ook by die loods van die oesfees julle presies verduidelik hoeveel is Akademia se 2 liter manna wat die Here vir ons sê ons nodig het om te gaan by mekaar maak. Ek gaan dan vra, daar's niks anders op die nuusbrief wat baie aandag verg nie, gaan gerus daardeur. En gaan ook deur die gebedslys asseblief en dra ook daai mense op die gebedslys aan die Here in julle gebede as julle kans kry. Ek gaan nou vir die wet kans gee om Johan te groet. Johan, mag wil jy nie goed voor, ek gaan sommer by julle staan, ek staan sommer onder, nee. Dan hoef julle nie te kom, Johan en Maggie, julle is altyd ons vriende, hoor, en julle sal altyd ons vriende bly, julle is op pad na Henties Baai. Deur die woestyn mag die pad deur die woestyn vir julle goed wees, en mag die Here, as julle aankom in Henties Baai, reeds daar wees, en vir julle ontvang. Kom ons bid saam. Here, seën vir Johan en seën vir Maggie. Here, u stap met hulle nou 'n ver pad deur die woestyn na Henties Baai. Mag hulle 'n rusplek vind en mag daar gelowiges wees, soos Akademia, Here, mense wat hulle sal vashou met geloof en hoop en liefde. Amen. Om Johan moet ons adres laat weet as jy ingetrek het. Dan kan jy mag nie ons laat weet, want ons gaan beslis 'n paar van ons daar kom kuier by jou. So ons gaan julle nie sommer net so los nie. Goed, die verjaarsdag, wil jy nog iets gesê het? Of staan jy net met my met jy verskoon? Die verjaarsdag van die week, hy is net lief vir my. Wat 'n moeite gebed. Vir wie? Vir my. Want Willem gaan nie ons bid asseblief. Julle hierdie week het ons ongelukkig baie slegte nuus ontvang dat tannie Wina se seun Lieben oorlede is. En dat sy hier in Namibia uit moet sy afskeid neem van hom as gevolg van die situasie. So ons bid dat ons as gemeenskap saam kan staan en dat die Here ons sal omvou met sy teenwoordigheid. Kom ons bid dan sommer nou. Here, toe ek langs tannie Wina staan, besef ek dat ek nie op haar se plek sit. Here, dit wat u vir haar voorberei, en Here, die pad wat sy saam met u stap, het baie te doen met hoe ons as gemeenskap in liefde
haar omhels en haar ondersteun in elke deel van haar lewe. Ook nou. Here, daar was sy sê, sy is nou stokstil nie. Daar is niemand meer. Laat ons, Here, U liefde met haar gaan deel en omgee. Here, wees ook met haar, omhels haar, bewaar en beskerm haar Here. Here, dankie dat ons enigste troos in lewe en in sterf in U lê. En bid met Christus naam. Amen. Willem. Goed, die verjaarsdag van die week is vandag Cheryl Kompaan en Lenay Basson. Môre is dit Hilda Ensling, Jonel van Wyk. Dinsdag Burger Blou, Anita Roem. Donderdag Edward Dalton, Johan Delt, Herman Hon en Rosel Momberg. En Vrydag Serena Jansen van Rensburg en Gerda Malan. So hulle nommers is daar op, asseblief. Maak hulle dag ook vir hulle spesiaal. En ons sien afgelos van die lys af. Ja, nou kom sy nie op die lys. Ek sien Tannie Florine nou vandag sal. So ek gaan nou vir haar nota moet gee. Ons sal seker maak ek kom haar op. Ons sit hom, soos kom môre 'n nuwe brief lees. Okay. Vandag? Okay, maar dan kies jy die wenner van ons wat vir jou sing vandag. So, kan ons happy birthday kry as die mans is op die lys. Dis vir klavier. So, dank, goed. Veel geluk, lieve Marisha, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Mag jy 'n wonderlike dag hê. En sit jy op die lys dat die ander mense jou kan kontak. Geniet die res van die Sondag, geniet 'n wonderlike week en kom drink saam met ons 'n koppie tee as jy maklik voel daarmee. Baie dankie.